Alweer my ma se kinders, welkom terug. Dit is so lekker om jou terug hier te hê in ons magnetiese wêreld van gekies vir die kollig. In ons vorige episode het ons span Jacques Bessinger ontmoet. Even jou kas ruik soos Alex. En vir Zania Bodenstein en vir Ethan Bester. Ek droom net oor die plaas. Waar hulle heel net al stemme en stories aangetrek het. Daai twee het in stilte, styl en intensiteit die kollig laat gloei en jou regtig laat voel. Maar die magneet beweeg verder. En vandag is dit span Marlo Minnar se beurt. Die mentor bring die vuur en die fokus. Is jy gereed vir nuwe stories, nuwe stemme, selfs nuwe verrassings? Kom vind uit wie is gekies vir die kollig. In hierdie episode ontmoet ons 'n mentor wat dinge aan die brand steek deur net te kyk. Marlo Minnar. En in sy span is Moya Erasmus wat in som totaal van 17 die wêreld deur tieneroë laat kantel. Ja, ek hou van wiskunde. En dan Edward de Villiers wat deur skop jou verwagting laat ruk. Rond hierdie. Stel is die besige woordjie. Hierdie span is 'n bol vol energie. Dis kragtig. Dis onvoorspelbaar. Dis Marlo magneet materiaal. Jy wil nie die een mis nie. Heerlijke lengte, lekker dag vir 'n sop. Jy! Wat skrik jy man so? Sorry. Sy steek ook oral kop uit. Ja, ek wil nou nie in 'n slaaie bak krapie, maar sê my goed, dink jy jou span is die regte bestanddele vir 'n wenresep? Sorry, ek sê vir jou my span is 'n complete sopmix. Lekker. Alles daarin. Ek het vir Moya wat 'n absolute amazing volwasse akteur is, so jong soos wat sy is, en dan het ek vir Edward first timer en wat vir my net baie gee en is lekker om te sien. So ek is baie confident in my span. Klink die man nie soos 'n regte chefie. Ja, nee. Kom ons gaan kyk wat hy doen met sy span. Hy magnetiese tieners. Wat sê jy, ons gaan leer 'n bietjie lepel of wat vir hè? Kom maar, maak sommer van jou kop goud van 'n gesop. Kom hier nou. Dis tyd om vir Moya Erasmus beter te leer ken. Sy's 'n denker, 'n dromer en nog 'n stem van Hoërskool Die Wilgers van Pretoria. Elke keer wat ek 'n nuwe stuk doen, 'n nuwe kompetisie deelneem, ontwikkel my stem meer, ontwikkel my persoonlikheid en my kuns meer. En ek dink die gee vir my soveel geleentheid gegee om te groei en te leer. Ek sou sê vir 'n toekomstige deelnemer, geniet dit. Moenie in dit in wees om te wen of om te presteer of om 'n goud te kry nie. Wees in dit om die storie te vertel. Daai storie wat jy vertel gebeur teen met iemand daar buite. So doen nie karakter justice, doen die story justice en lewe jouself uit in die kuns. Ek dink 'n groot ding wat ek hier geleer het is om vriende te wees met die mense wat kompeteer. Nie een van my top 8 nou sien ek as kompetisie nie. Ek sien hulle as vriende wat ek langs die pad gemaak het en ek gun wen vir enigiemand wat nou wen. Voel saam die aantrekkingskrag van Marlo Minnar, se mentorsessie met Moya Erasmus. Ek is mal oor wiskunde. Ek was nog altyd. Ek dink dis die manier hoe alles uitwerk wat my net so fascineer. Moya, aan einde
is vir my ongelooflik kragtig. En hoe jy dit speel is pragtig. So ek wil hê jy moet dit 100% hou. Maar wat ek op gaan fokus is bietjie speltegnieke, né? Eerste ding, ek wil graag hê dat jy werk aan jou oorgange en jou beats. Vind vir X en Y 'n wortel met 'n minus ondervind die onbekende, dit is alles net so exciting. Vat jou tyd aan die begin, jy's te hastig. Laat die kyker eers gewoond raak. Want as jy jou kyker verloor, dan is dit baie moeilik om hulle weer op jou saam met jou te kry, reg? So fokus op diksie en artikulasie, laat die klem uitkom, laat die dieper betekenis uitkom en dan dink ek gaan die storie van die begin af in 'n ander rad gesit word tot wanneer jy ons slaan aan die einde. Sy maak 'n dramatiese ingang in die wêreld en soos 'n wiskundige vergelyking wat net nie wil balanseer nie. Baie keer in spel met 'n akteur, nê, is ons geneig om die paniek in ons liggaam te vinnig te wil wys. Probeer om dit rustiger te vat, probeer om die paniek uit jou liggaam uit te kry as akteur, dat jy nie vir ons so half spoon feed oor wat kom nie. So ek sê altyd 'n goeie besluit wat 'n akteur altyd kan neem, is om teen die obvious emosies te speel. Ek kry al vir die laaste 2 jaar lank 100% vir wiskunde. Onmoontlik, ek weet, maar as daar een ding is wat wiskunde my geleer het, is dat niks onmoontlik is nie, al lyk dit hoe onmoontlik. Jy hoef nie altyd in die kamera in te kyk nie. Net byvoorbeeld waar daar 'n skoot kan wees waar ons jou profiel kry, waar jy 'n bietjie wonder oor die volgende gedagteproses, sodat ons daai gedagteproses in jou kop kan sien. En dan het ek ook besef dat daar mense is wat daarvan hou om te kla oor die stelsel. Die teks is so slim geskryf ook. Daar's baie komiese momente ook in, hè. So speel daai, maak dit vir my baie ligter aan die begin. En ek dink dit gaan net die punch veel sterker maak. Hulle sê dinge soos dis so onregverdig. Hoe is dit nou, Stefanus? Wel welkom by die wêreld. Ja, ek soos ek gesê, die grootste is net vir my jou oorgange en ook jou diksie en artikulasie. Ek wil regtig nie mors met enigiets, want ek dink dit is so 'n kragtoer wat jy ons opvat. En baie geluk Baie dankie. met dit wat jy vir ons gegee het. Ek is excited, so Ek ook. ek hoop jy, ja. En ek hoop jy wen. Ek's mal oor wiskunde. Ek was nog altyd, ek dink is so alles uitwerk wat my net so fascineer. Vind vir X en Y 'n wortel met 'n minus ondervind die onbekende, is alles net so exciting. Ek was nog nooit regtig 'n groot fan van die onbekende nie. Ek hou van die konstante. In wiskunde is die konstante een van 3 goed. Pi, wat die verhouding is van die sirkel se omtrek tot sy deursnee. E, wat die basis is van die natuurlike logaritme, en vierkantswortel 2. Sulke belangrike irrasionale getalle in meetkunde. Ek het al vir die laaste 2 jaar lank 100% vir wiskunde onmoontlik, ek weet, maar as daar een ding is wat wiskunde my geleer het, is dat niks onmoontlik is nie. Alhoewel ek baie lank terug 'n som verkeerd gekry het, is daar 'n paar somme wat ek regtig sukkel om te verstaan. Ek noem hulle die X, die Y en Z van die lewe. X is my backstory. Ek sien dit is die agterkant van 'n boek wat jy lees in 'n second-hand boekwinkel om te besluit of jy die boek wil koop of nie. Nou, myne is 'n lang een, so ek gaan net vir julle bullet point weergawe gee. Kom ons begin. Al die pad terug tot by my eerste skree. Zaan word gebore op 6 Januarie 2008. En gee haar eerste skree. Sy maak 'n dramatiese ingang in die wêreld en soos 'n wiskundige vergelyking wat net nie wil balanseer nie. Eendag 2 het sy besluit dat die wêreld een groot onopgeloste som is. En op ouderdom 5 het sy besluit sy hou meer van wiskunde as mense. Want somme is logies en voorspelbaar. Op skool was sy die een wat liewer 'n wiskunde olimpiade sou wen as om 'n trofee te kry vir netbal.
En dan raak die lewe bietjie soos daardie een eksamen wat jy skryf. Wat jy so seker is jy gaan 100% verkry, maar dan kry jy 'n toets terug. En dan onderwyser het klomp rooi vraagtekens vir al jou antwoorde geskryf. Hier is ek. Op pad om die rekord te breek vir die meeste 100% in wiskunde en skielik vra mense vir my vrae soos wat is die omtrek van jou lewe volgende jaar? Hoeveel grade wil jy nog sny voor die matriek? Hoeveel keer moet ek nog vir julle sê dat my grade en my omtrek niks met enigiemand te doen het vir my grade boog ek in die 90 grade 3 kan verander. Ek het onlangs besef dat die lewe bietjie soos trigonometrie is. Dit lyk afhanklik nutteloos, maar eendag van 'n tyd gaan jy dit moet gebruik om nie deur die brug te val nie. Dan het ek ook besef dat daar mense is waarvan hou om te kla oor die stelsel. Dit bring my tot by Z. Mans wat kla oor die stelsel. Daar is 'n spesifieke ras, spesifieke geslag, spesifieke ouderdom mans wat die hele tyd kla oor die stelsel hulle onderdruk. Die stelsel wat hulle opgestel het. Dis is om die hele dag lank 'n Rubik's Cube rond te draai en dan kwaad raak dat hy wil terugkeer na sy oorspronklike vorm toe nie. Hulle sê dinge soos, dis so onregverdig, wat is dit nou Stefanus? Welkom by die wêreld. Die res van ons sit al vir dekades lank hierso. Ek kyk na hulle en ek dink net dit is letterlik julle vergelyking. Dit is julle X, julle Y en julle Z. Julle het op 'n veranderlikes besluit. En nou omdat die antwoord nie lyk soos wat julle wil hê, dit moet jy gooi julle jare in die lug soos 'n wiskundestudent wat sopas besef dat 'n vierkantswortel heeltyd positief is. Die ironie is onweerstaanbaar. Dit is so onweerstaanbaar soos 'n perfekte sirkel, iets wat in wiskunde bestaan, maar in die regte lewe net 'n konsep is so ja. Ek hou van wiskunde, want somme is logies en voorstelbaar, somme lieg nie. Jy kan die vergelyking verander, maar die antwoord bly wat dit is. En as jy nie van die antwoord hou nie, wil dalk moet jy bietjie kyk na hoe die som opgestel het en as jy nog steeds nie die antwoord verstaan nie, moet jy worry nie. Selfs nou het 'n plek op die getallelyn net nie voor die komma nie. Gaan Moya met haar finale opname die wêreld met tieneroë laat kantel. Kom ons vind uit. Moya Erasmus. Wat het jy gedink van haar performance? Dit was nogal quite. Om so vinnig te praat en alles te hoor en connection te bou. Ja, sy het dit nogal goed bemeester. Miskien het 'n klein bietjie variasie aan die einde, maar ja, sy hou vir jou vas, hoor. Ja. Marie, wat het jy gedink van kom jy is wiskunde? Wat het wiskunde spesifiek met haar lewe te doen? Hoekom is dit so belangrik? I just felt a little bit of a disconnect vir my. Daar hoor jy het Moya. Kry in die volgende hoër graad wiskunde klas. Nou ontmoet ons vir Edward de Villiers van Franshoek. Wees gewaarsku. Sy storie het skop. Toe ek hoor ek is top 8. Yes. Ek het baie goed gevoel om myself want vir my was my eerste keer wat ek drama doen hierdie jaar en so prestasie is vir my net ongelooflik. Wat ek vir iemand sal sê wat nog nie deelgeneem het aan ATKV Digital toneel nie is go for it, want jy kan 'n nuwe vaardigheid ontwikkel soos ek wat ek geweet het ek het die en dis 'n ervaring. Ja, go for it. Ek dink definitief my harde werk is die moeite werd om hier te kom, want ek kon enigiets anders gedoen het as om te sit pauze saam met juffrou, oefen en ek meen eerste keer top 8. Dis vir my 'n goeie prestasie vir myself. Kan die minder magneet vir Edward de Villiers swaartekrag vir sy vertolking bied? Kom ons bly in sy span se magneetveld. Ek bly in 'n klein dorpie. In die dorp is daar 2 high schools. Die high school van die Riets aan die Sannikant van die berg en my high school aan die Gatkant van die berg. We don't have much, but we get by. Edward, moenie bang wees om meer te gee vir my voor die kamera nie, nee. Jy het 'n pragtige natuurlike aanvoeling verspel. Ek wil net hê jy moet 'n confidence van binne af kry om daai storie net so 'n bietjie meer olie te gee, nee. Ander groot ding wat gepaard gaan met dit is dat jy moet fokus op diksie en frasering. Aan die begin van 2024 het dinge bietjie gesens toe meneer Chris van der Merwe oorgeplaas na ons high school. Op die oomblik hardloop jy verskriklik vinnig oor wat jy sê, nee. Maar ek wil hê jy moet net weer teruggaan en gaan kyk waar
woorde kan beklemtoon, waar jy pauses kan inwerk. Daar's pragtige momente waar ek net gevoel het op 'n stadium kan jy net bietjie asemhaal. Hy draai hom en loop weg. Ek's excited om hierdie met die manne te deel. Jy gebruik ook baie close-ups, né? Wat amazing is vir dramatiese doeleindes. Maar jy kan speel met dit. Hoe kan ek speel met die oë? Hoe kan ek emosie wys met die oë, met die mond? Jy weet, net met 'n gedagteproses. Ek wat die kyker is, ek sien die storie en ek volg die storie deur wat jy sê, maar ook om jou gedagteproses te lees. Ons wil net meer, ons wil net beter en meneer Chris vat ons verder. En dan daai momente wat jy reenact, you can go boss. I guarantee you dit gaan vir jou amazing kontras gee en die einde gaan dan swaar en hard slaan, né? Nou is ons hier. 14-15. By daai moment, daai is amper jou dramatiese klimaks, né? As jy opgebou het met tempo, met ritme tot daar, dan kan jy jou tyd vat met daai moment en gaan soos nou ons sien. Dan is dit amper soos 'n speld wat val wat jy net gaan soos daar voel ek dit. So ek wat die kyker nou is gaan soos maar wel gedaan, ek is bly jy is hier so en dis 'n goeie stukkie werk. So ek wens vir jou alle sterkte toe. Baie dankie Malo. Ek bly in 'n klein dorpie. In die dorpie is daar 2 hoërskole. Die hoërskole vir die opgeligte mense aan die sunnykant van die berg en my hoërskool aan die gatkant van die berg. Ons het nie veel nie, maar ons druk deur. Begin van 2024 het dinge bietjie gechange toe meneer Chris van der Merwe oorgeplaas na ons hoërskool. Van spogskool na flopskool. Dis wat die koerant se frontpage sê. Meneer Chris van der Merwe is 'n rugby high school generaal wat al baie titels gewen het. Maar dat was 5 jaar gewees dat sy teams maar swaar gekry het. My ouma vertel dat sommige se niggie van meneer Chris hulle gewerk het. Sy sê he died inside after sy vrou se suicide. If you ask me, die high school vir die ritse man gevra om te leave, maar hy nie meer asset was nie. Daar skool het baie issues, maar geld is een van hulle nie. Ek kan nou die eerste dag toe meneer Chris op by ons rugbyveld. Ons rugbyveld is nie veel nie. Gras is maar plek bewolk. Meneer Chris is daai middag gehoop volle sig gee. Hy moes ons elke middag net die basics van rugby wys, net om ons besig te hou. Want in my area waar ek bly, as kinders nie besig gehou word nie, gaan alles maar downhill. Ons kan sê nie weet waarvan hy praat, maar hy het maar vir homself gehou. Hy het dit gedoen omdat hy moes. Een middag het ek my tas op die paviljoen vergeet. Soos ek om die hoek van die paviljoen gejaag kom, steek ek vas. Ek sien vir meneer Chris op die halflyn staan. Geblinddoek. Reg 'n paal toe te skop. Hy gee 3 terug. Skop daar die bal met perfekte krag en alignment. Oor. Hy haal sy blinddoek af en loop weg. No happiness, no pride. I saw a hopeless man. Meneer Chris draai om en staan na my met hartseer oë. I could feel his pain. Voor ek myself kon keer, skree ek. Teach me your ways, master! Hy draai om
en loop weg. Ek is excited om hierdie met die manne te deel. Ons besluit as 'n span om alles in te vat wat hy ons leer. Hy het ons haas begin sien en toe 'n uur oefensessie het na 3 toe verander. Ons speel ons eerste wedstryd in die high school vir die Rietse F-span. Ons wen. Fair. Ons wil net meer. Ons wil net beter en meneer Chris vat ons verder. Eendag loop ons kram af busstop toe. Terwyl hy vir die bus wag, kry 'n paar high school vir die Rietse manne om bied. Hulle moer hom. Hulle skree nog. Bly op die grond, wat se woord. Ons het hulle hard gedonder. Maar meneer Chris sê as 'n ander en beter manier. Hy steel 'n coach se boodskap en challenge hom. Sy ego skree, ja. Ons weet wat almal dink. Hoe staan ons se kans in 'n skool wat alles het? Nou is ons hier. 14-15. Die wat het uitgerang. The scoreboard doesn't lie. Die game was hard. Iets wat die Rits nie besef nie, is dat ons elke dag van ons lewe moet fight. En nie net op die rugbyveld nie. And that's why we wouldn't go down. En nou sweet die ander coach. Kyk vir meneer Chris. En daar's weer hoop in sy oë. En dis die wen. Het Edward genoeg skop met sy finale vervulling vir gekies vir die kollig? Kom ons vind uit. Edward de Villiers, wat het julle gedink om ons begin by jou met die? Dit is altyd vir my lekker as kinders oor goed praat wat hulle 'n passie vir het. Yes. En hulle gebruik natuurlike lig. Ja. Maar sy gesig was baie keer donker geweest aan die een kant. En dan die ander ding wat ek gedink het is die klank. Die wind het my bietjie geplaas. Op tye het ek kortjie lekker als hoor wat hy gesê het nie, maar lekker monoloog. Het reg daarvan ek kon sy passie sien vir sy manier en vir die spel van rugby so. Dit was baie lekker. Ja, ek stem 100% saam, maar sy hantering van dialoog is baie natuurlik. Hy het die storie mooi deurgevoer na ons toe. Maar die storie vind plaas in sy gesig en in sy oë en 'n groot gedeelte van die stuk het ek dit verloor. Dit is 'n goeie les, dis 'n lekker les. Van 'n gekompliseerde wiskundesom tot die krag van 'n skool het Edward en Moya beslis nie teruggehou nie. Volgende week gaan ons in 'n nuwe rigting, nuwe stemme, nuwe stories. Dalk 'n nuwe gunsteling bly ingetrek. Want ons is nog baie ver van uitvind wie is gekies vir die kollig.